Geliefdes, baie welkom by ons erediens vanuit Eksodus 32 vers 1 tot 20. Wanneer God van plan verander is ons tema. Baie welkom. Ons begin daarom met Eksodus 15 vers 18. Die Here regeer tot in ewigheid. Daarom konkludeer ons met sy seën vanuit vers 22. Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. Hy is my God. Hom roem ek, die God van my voorvaders. Om prys ek. Geliefdes, baie welkom, as jy ingeskakel het, ons begin deur saam te sing, ek weet verseker. Ek weet verseker, dat Jesus leef, hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leefman, hy laat my leef. Hy is verwenner, hy is die selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Die wat bedruk is, laat hy weer lag. Vir die wat moeg is, gee hy weer krag. Deur sy genade, liefde en trou, sal hy sy kinders ewig behou. Hy is my leefman, hy laat my leef. Hy is verwenner, hy is die selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Geliefdes, ons lees die wet vanuit Eksodus 20, soos Moses het ontvang het van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam.
Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, tot sover die wet van die Here. Geliefdes, kom ons raak rustig en stil en dan sing ons Tel my op. Ek wil naby aan U wees, soos 'n seun op sy vader se skoot. Ek wil naby aan U wees. Dit is die plek waar ek hoor. En U tel my op, neem my in U arm. En U tel my op, druk my styf teen aan U vas. En U tel my op, dra my in U arm. En U tel my op, en laat my nooit weer gaan. Ek wil naby aan U wees, soos 'n seun op sy vader se skoot. Ek wil naby aan U wees. Dit is die plek waar ek hoor. En U tel my op, neem my in U arm. En U tel my op, druk my styf teen aan U vas. En U tel my op, dra my in U arm. En U tel my op, en laat my nooit weer gaan. Dra my deur die diepe water, waar ek self nie meer kan staan. In U arms is ek veilig, wanneer U my dra, as ek nie verder kan gaan. Ek mag naby aan U bly, soos 'n kind op die vader se skoot. Ek mag naby aan U bly. Dit is die plek waar ek hoor. En U tel my op, neem my in U arm. En U tel my op, druk my styf teen aan U vas. En U tel my op,
Geliefdes, voor ons die woord lees, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Heer, U is goed, U is heilig, Heer, en U het die volmaakte liefde. Heer, as ons wêreld dit net meer wil uitleef, Heer, dan sou dit ook 'n volmaakte wêreld gewees het, as ons dit kon doen. Maar Heer, daarom U regering is wonderlik. Heer, en ons dank U dat U met ons as mense ook op pad is, om heilig te word. En Heer, ons vra dat ons al hoe meer daartoe al meer heilig sal word. Heer, dat ons sal sien hoe goed is die liefde, se wysheid dit daarin is. Heer, maar ons bid, Heer, vir ons wêreld, Heer, in al die oorloë wat ons tans sien, al die onstuimigheid, al die swaar kry. Heer, help ons om wees tog met daai oorloë. Heer, dit beïnvloed tog die hele wêreld ook. Heer, dat daar vrede en bevryding sal wees. Heer, dat die wêreld deur al die dinge wat gebeur, nog U beheer sal sien. En dat U alles ten goeie laat meewerk, vir die wat U ken, en U liefhet. Vader, en ons vra so vir ons ook, in ons gemeenskap, Heer, dat ons U liefde sal uitstraal. Heer, en dat ons nie net sal leef, soos die wêreld maar leef, en net sal leef sonder om in gedagte te hou, Heer, dat U God is, en dat dit ons doel is om aarde, om U bekend te maak. Maar Heer, kom help ons om al hoe meer dit uit te leef. Weer gee in ons harte, in ons gemeente, liefde vir die woord. Heer, die wysheid om dit in gehoorsaamheid daarvolgens te leef. Help ons om 'n voorbeeld te wees, Heer, vir ons kinders, vir ons familie en ons vriende. En kom help ons om U te vertrou. Heer, want in ons land het ons maar baie tekorte, en dan is ons maar baie bekommerd. En ons vra dat U ons sal help om U te vertrou. En voorsien tog vir ons, Heer, ons is van U afhanklik, van alles wat ons nodig het. Heer, kom, staan ons so by elke dag, dat ons sal lewe volgens U wil. Heer, ook vandag in die woord, help ons om dit te verstaan, help ons om dit nie net by ons verby te laat gaan nie, maar dat ons dit werklik sal gehoorsaam wees aan dit wat ons hoor. Heer, en daarvan is ons totaal afhanklik van U Gees. Heer, ons bid dit nie as verdien nie, maar alleen in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, die gedeelte wat ons lees is Eksodus 32 vers 1 tot 20. Dit is die gedeelte waar die volk is nou verlos uit Egipte uit, toe kom hulle by die berg en hulle 10 gebooie ontvang, en die oomblik toe Moses afkom van die berg af, toe is hulle besig om 'n goue kalf te aanbid. Die Here het vir hom gesê, hulle is besig om dit te doen. Maar in die gesprek wat God dan nou het met Moses, word ook hierin vervat. So die goue kalf en Moses se gesprek met die Here. Moses tree basies in nou vir die volk. So ek lees vir ons Eksodus 32 vers 1 tot 20. Toe die volk sien dat Moses talm en nie van die berg af kom nie, het hulle om Aaron saamgedrom en vir hom gesê, kom maak vir ons 'n God, dat hy ons kan lei. Hierdie man Moses het nou wel vir ons uit Egipte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie. Aaron het vir hulle geantwoord, haal die goue oorringe van julle vrouens, julle seuns en julle dogters se ore af en bring dit vir my. Die hele volk het toe die goue ringe van hulle ore afgehaal en dit vir Aaron gebring. Hy het dit van hulle ontvang, dit verwerk en daarvan 'n beeld in die vorm van 'n bulkalf gemaak. Toe sê die volk, hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel. Toe Aaron dit hoor, het hy 'n altaar voor die beeld gebou en uitgeroep, môre is daar fees vir die Here. Vroeg die volgende môre
het die volk brandoffers en maaltydoffers geoffer. Daarna het die volk begin feesvier en wellustig te kere gegaan. Toe sê die Here vir Moses, klim van die berg af, want die volk wat jy uit Egipte laat wegtrek het iets vreeslik gedoen. Hulle het gou die pad verlaat en wat ek vir hulle aangewys het, en hulle het vir hulle 'n beeld van 'n bulkalf gemaak. Nou aanbid hulle hom en bring vir hom offers en sê, hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel. Verder het die Here vir Moses gesê, ek het gesien dat dit 'n opstandige volk is hierdie. Moet my nie probeer keer nie, ek is toornig op my volk en ek wil hulle vernietig. Vir jou sal ek dan tot 'n groot nasie maak. Maar Moses het vir die Here sy God gepleit en gesê, Here, waarom is u toornig op u volk vir wie u deur u groot mag met kragtige dade uit Egipte bevry het? Waarom moet die Egiptenaars dan sê, hy het die Israeliete bevry met 'n bose plan om hulle tussen die berge dood te maak en hulle heeltemal te vernietig? Laat die toorn bedaar en wees die volk genadig. Moet tog nie die ramp oor hulle laat kom nie. Dink aan wat u met 'n eed beloof het aan u dienaars, aan Abraham, Isak en Israel. Toe u vir hulle gesê het, ek sal julle nageslag so baie maak soos die sterre van die hemel. Die hele landstreek wat ek beloof het, sal ek vir julle nageslag gee om vir altyd in besit te neem. Toe het die Here daarvan afgesien om die ramp waarvan hy gepraat het oor sy volk te bring. Daarna het Moses omgedraai en van die berg af gegaan met die 2 plat klippe waarop die getuienis was in sy hand. Aan weerskante van wat was daar op hulle geskryf, en dit was die werk van God. Dit was 'n inskripsie wat deur God op die klippe gegraveer is. Toe Joshua die volk hoor lawaai, sê hy vir Moses, daar is oorlog in die kamp. Maar Moses het gesê, dit klink nie na oorwinning nie, dit klink nie na neerlaag nie. Wat ek hoor, klink na feesviering. Toe Moses naby die kamp kom en die kalf en die dansery sien, het hy woedend geword en die 2 plat klippe in sy hand flenters gegooi teen die voet van die berg. Daarna vat hy die kalf wat hulle gemaak het, gooi dit in die vuur, maal dit fyn soos stof en strooi dit op die water. Toe laat hy die Israeliete die water drink. Geliefdes, tot sover die woord van die Here. Kom ons gaan oor na die prediking. Wanneer God van plan verander, geliefdes, is ons tema. Nou het jy al ooit gewonder, ja, bid ek reg? Of het jy al ooit gehoor dat mense sê, nee, maar jy kan nooit verkeerd bid nie. Maar tog is die gedeeltes wat ons leer oor gebed. Nee, ons leer hoe om te bid. En dit klink in hierdie gedeelte of Moses vir God van plan laat verander. En soms voel ons ook so oor ons eie lewe en ons wonder maar, kan ons nie God oortuig om sy plan met ons lewe te verander nie? Ek voel dalk, nee, daar's in my lewe wat ek net hoop het was anders. Nou wat leer hierdie gedeelte vir ons oor gebed en oor hoe ons behoort te gebid, is waarna ons kyk. So geliefdes, ons is die laaste keer vandag in Exodus, en dit is die plek waar die volk die goue kalf van bid het, nadat hulle alles gesien het wat die Here vir hulle gedoen het, en die Here nou vir hulle wil uitwis, en vir Moses sê, ek wil nie verder saam met die volk trek nie, en dan tree Moses vir die volk in by die Here, en dis waarna ons kyk. So die eerste een is, kan God van plan verander, en dan die tweede een, om in te tree vir ander. Nou geliefdes, kan God van plan verander? So as ons weer die opsomming kan gee, nee, soos wat ons deur die Bybel werk, wil ons graag net so oorsig elke keer kry. Exodus het begin, Moses is gebore, hy het groot geword, Egiptenaar doodgemaak, vlug van die farao, daar is hy vir 40 jaar, en hy pas sy skoonpa se vee op, en toe roep die Here hom in die brandende bos, en sê, maar jy moet teruggaan, en jy moet die volk gaan bevry, en jy, ek sal 10 pla laat kom oor Egipte, en jy
en hulle dan bevry. En so word hulle dan bevry, en die Here bevry hulle deur die 10 plaae, en die Farao kom op 'n stadium weer, en hy probeer die volk weer uitwis, en die Here red hulle daarvan, hy laat die see voor hulle oopgaan, en hulle op droë grond kan deurgaan, hy sorg vir hulle in die woestyn, hy gee vir hulle kos, hy laat water uit 'n rots uitkom, en so sorg hy vir sy volk. En dan gee die Here vir hulle die 10 gebooie. Nou, hy gee vir hulle hierdie reëls om volgens te leef, en laasweek het ons baie daarna gekyk, en na die 10 gebooie en die uitbreiding daarvan, die burgerlike wette is basies maar die 10 gebooie wat prakties toegepas het, en hoe ons dit vandag sien, ons vat die beginsel agter daai gebod, en ons pas dit op vandag weer toe. En die vraag was maar, hoekom gee God die 10 gebooie? En ons het gesê, dat God wil homself met hierdie volk assosieer. Jy weet, as mense hoor van Israel, moet hulle sê, dit is die volk van God, en daarom moet hulle lewe op 'n manier wat God verheerlik, en 'n manier hoe God wil hê hulle moet leef. Jy weet, as die volk mekaar doodmaak, en mekaar belieg, en gewelddadig teenoor mekaar optree, en jy weet, mekaar se goed begeer, en als, nee, dan sou mense gesê het, wel, God keer daardie goeders toe, dit is die God wie dit is. Nee, so, hulle moes op so 'n manier geleef het, dat mense gesê het, maar dit is hoe God wil hê ons moet leef. Dit is die eienskappe van God. Want God is liefde, nee, en hulle moes in liefde teenoor mekaar geleef het. En dis hoekom God wou gehad het, hulle moet leef volgens die 10 gebooie. Maar verder sien ons ook, geliefdes, dat God ook heilig is in sy liefde. Nou wat dit basies beteken, is dat God wil hê, mense moet hom assosieer met hierdie volk. Nou, God is so streng daaroor dat hulle moet leef in liefde, dat wanneer hulle op 'n liefdelose manier teenoor mekaar leef, as hulle in haat teenoor mekaar leef, dan het God dit getuigtig en gestraf, en hy dinge ingestel, sodat mense moet weet, luister, daar is maniere hoe hulle in haat teenoor mekaar leef, maar dis hoekom hulle offers moet bring, en dis hoekom hulle vergifnis nodig het. Hulle leef nie presies soos wat God wil nie, en dis hoekom al hierdie goeders nodig is. So, God wil ook die liefdeloosheid vernietig uit sy volk uit. En hy wil 'n pad stap dat die plekke waar hulle nie teenoor mekaar in liefde leef nie, dat hulle moes dinge doen, nee, om dit te laat ophou, maar ook om betaal te word, hulle moet betaal het vir dit, gestraf word basies. Nou geliefdes, 'n vinnige opmerking, jy weet, baie keer lees ons van hierdie goed, van wat dit nou is om liefde teenoor mekaar, en dan wonder mense baie keer, maar 'n ding soos afgoderry, nee, om afgode te aanbid, hoe is dit liefdeloos? Dis mos nou nie liefdeloos nie, en dan kan ons baie van die ander goeders dink, baie keer dink ons dalk aan goeders en dink, ja, die Here sê ek moet nou nie lieg nie, maar ek het nou 'n wit lintjie, en dit spaar dalk daai ou se gevoelens, en hoe is dit liefdeloos? Jy weet, ons kan nie altyd die konneksie maak met dit wat God se wet is, en hoe dit op 'n manier liefdeloos is nie. Maar geliefdes, as jy mooi gaan sit en dink, eerlik is met hoe mense daaroor dink, jy weet, waar jy nie jou gevoelens probeer vooropstel nie, dan sal jy altyd agterkom hoe 'n sekere sonde liefdeloos is. So, dit is wat basies sonde genoem is, nee, 'n plek waar mense liefdeloos teenoor mekaar was. Nou geliefdes, daar is nog seker baie plekke, nee, waar ons as mense, of u dalk persoonlik, nie lekker kan agterkom hoe iets liefdeloos is nie. Maar dan vat ons die Here op sy woord. As hy sê dis liefdeloos, as hy sê dis sonde, dan luister ons daarna. Nie omdat ons dit verstaan nie, maar omdat ons God glo en vertrou, en weet hy is alwys. Nou, so het dit toe nou gebeur. Toe het ons gesien, hierdie volk het maar gereeld gesondig, en daarom moes hulle vergewe word en gereinig word deeltyd daarvan. En so het ons gesien dat God baie ernstig is daaroor. Ons het laasweek daarna gekyk, dat ons gesien het hoe maklik mense doodstraf gekry het. As 'n kind sy ouers gevloek het, doodstraf. As hulle naby teen die berg opgegaan het, doodstraf. As hulle sy slaaf direk doodslaan, doodstraf. So, daar was, jy weet, baie keer dan lees mense, God is baie ernstig oor dit. En nou sien ons, hoe nadat hulle al hierdie goed geleer ken het, toe sien ons dat Moses gaan op om die 10 gebooie te gaan haal. Hy bly bietjie lank weg, 40 dae, wat nou nie so lank is nie, en dadelik begin hulle toe nou die
'n kalf aanbid. En dan die bekende verhaal van of gebeurtenis van Moses wat afkom. Aaron het vir hulle 'n kalf gemaak en dan het hulle ook 'n fees saam met dit gevier wat baie losbandig was. Dit het maar baie keer saam met afgode gegaan. Maar dan die bekende verhaal hoe hy die 10 gebooie stikkend gooi en dan was dit nie sonder gevolg nie. Wat toe nou gebeur het is Moses roep die volk nader wat bereid is om die oordeel van God te laat geskied en die Lewiete kom nader en Moses sê vir hulle, okay, maar julle gaan nou reguit oor en dan dwars oor en julle moet die mense wat julle dan in aanraking mee kom doodmaak. So hulle word gestraf vir hierdie sonde. Na so 3000 mans wat daar so dood is daarvan. So dan tree God in gesprek met Moses en hy sê vir Moses, ek wil nie meer verder saam met hierdie volk trek nie. Want hoofsaaklik was die rede, God het gesê, luister, as ek saam met hierdie volk trek, iewers langs die pad gaan ek vir hulle uitwis. Want hulle is 'n moedswillige, hardkoppige volk. So daarom gaan ek nie met hulle saam nie. En toe is daar hierdie gesprek tussen God en Moses. Jy weet, want wanneer mense dan nou hierdie gesprek na luister, dan is dit eintlik baie vreemd vir ons ore om te hoor en vir ons manier van dink, want dit lyk of Moses dan vir God van plan verander, van dinge wat hy sê, moenie my van plan, moenie my eers vra om dit te doen en tog, is dit presies wat Moses doen. Hy tree in vir die volk en hy vra vir die Here om hulle te vergewe, en nadat die Here gesê het, hy moenie. Maar geliefdes, dis 'n manier vir ons mense om ook te verstaan wat God vir ons hierin wys. En wat hier in hierdie gedeelte gewys word, is dat God sê, maar dit is wat veronderstel is om met hierdie volk te gebeur. Hulle is veronderstel om uitgewis te word. En wat gaan gebeur in die toekoms, is hulle gaan dinge doen wat gaan maak dat hulle veronderstel is om vernietig te word en uitgewis te word. So, dit is wat veronderstel is om te gebeur. Maar God wil hê, ons moet hom ook beter leer ken, die volk en ons ook, dat God 'n barmhartige en genadige God is. Want dit word ook nou baie duidelik in hierdie gedeelte gewys. En baie keer wil ons saam met die volk uitroep, jy weet, wat ons vir die Here wil sê, maar Here, as ons nie verder saam gaan nie, moet dan nie laat ons verder gaan nie. Nee, dit is ook 'n ding wat hulle moes besef het. Nou, ek lees weer vir ons, so daar's baie van hierdie tipe maniere en stellings wat gemaak word, en ek lees vir ons een van hulle, Eksodus 32 vers 9, daar staan, verder het die Here vir Moses gesê, ek het gesien dat dit 'n opstandige volk is hierdie, moet my nie probeer keer nie, ek is toornig op my volk, en ek wil hulle vernietig, vir jou sal ek dan tot 'n groot nasie maak. So jy kan sien, nee, die Here sê, hulle moet vernietig word, en hy moet hom nie probeer keer nie. Nou God weet als, sy dan nou geweet het, dat hierdie gaan gebeur, hoekom sê hy dit op hierdie manier, en ons het gesien, dat die Here sê, hy wys vir ons, hierdie is wat moet gebeur met hulle. Jy kan vir jouself indink, nee, dat die volk het die 10 gebooie ontvang, hulle het gesien hoe God die 10 pla bring, hulle het gesien hoe God hulle red van die farao, hulle het sy mag gesien in die see wat vir hulle oopgaan en hulle op droë grond deurgaan, en hulle het geweet wat die regte ding, hulle het al die 10 gebooie ontvang, hulle het ook gesien in die 10 pla hoe ernstig God is oor dit, en tog, toe hulle die kans kry, besondig hulle. Jy weet, dit was nie 'n sonde wat per ongeluk gedoen is nie, dit is nie iets wat hulle nie geweet het hoe magtig God is nie, dit is nie dat hulle nie geweet het wat sonde is nie, hulle het die 10 gebooie gehad, en nog steeds rebelleer hulle teen God. Maar kyk dan Moses se reaksie, geliefdes, ek lees vir ons Eksodus 32 vers 11 tot 12. Maar Moses het by die Here sy God gepleit en gesê, Here, waarom is U toornig op U volk, vir wie U deur U groot mag en met kragtige dade vir Egipte bevry het? Waarom moet die Egiptenaars kan sê, hy het die Israeliete bevry met 'n bose plan om hulle tussen die berge dood te maak en hulle heeltemal te vernietig? Jy kan nie sien wat is Moses se rede, hoekom hy vir die Here vra. Want hy sê, maar U het al hierdie goed gedoen in die volk, U het al reeds begin met hierdie volk, en hulle U groot mag gewys, voer dit tog deur wat U met hierdie volk begin het.
Nou geliefdes, jy weet, dit was nou so vir die volk, maar vir individue, in die Nuwe Testament, bevestig ons hierdie eienskap van God, dat dit wat hy begin het, dat hy dit deurvoer. Ek lees vir ons Filippense 1 vers 6. Ek is veral daarvan oortuig, dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer, en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus kom. Nou geliefdes, in die volk, Hebreërs vertel ons ook, dat hy sê, nie almal wat kinders van Abraham was regtig, nie almal wat deur die rivier gaan, wat gedoop is, so te sê, het die beloofde land bereik nie. So die volk was gereinig, maar tog het God hulle by die beloofde land uitgebring. En vir ons eie sekerheid, as God die werk in my begin het, dan sal hy dit deurvoer tot die einde toe. En dis 'n sekerheid wat ons ontvang. Dan wil ek hier nou die aandag nog vestig op 'n tweede punt ook, dat Moses sê, maar wat gaan die Egiptenaars nou dink? Dit wat 'n vreemde stelling is, want nou wat maak dit saak? Eerstens, dit is die vyande van Israel. Jy sal eintlik wil hê hulle moet 'n verkeerde beeld van God hê, dat God hulle moet uitwis en straf. En tweedens, jy weet, hulle was vol afgoderry. Jy weet, hulle het God nie erken nie. Hulle het klomp afgode erken, wat baie oortredinge is. So hoekom sal dit vir God saak maak oor wat die Egiptenaars dink? Nou geliefdes, God wou nie net vir Israel gewys nie, maar ook vir die wêreld. Onthou Josef is soontoe gestuur en die hele wêreld het geweet van wat gebeur het. En deur hierdie tog, dan sal ons ook sien hoe die volke sien wat God doen, en hulle kyk na Israel. So hierdie gebeurtenis was nie in isolasie wat met Israel gebeur het, dit was bekend aan die hele wêreld. Maar die Here wou ook vir die wêreld gewys het, hoe ernstig hy is oor sonde, maar dat hy ook 'n genadige en barmhartige God is. So geliefdes, is altyd iets wat ons baie in gedagte moet hou, dat God met die hele wêreld werk. Nou geliefdes, hoekom is hierdie vir ons so belangrik tot dusver? Geliefdes, die eerste ding het ons gesê sekerheid, is belangrik, om te weet, my sekerheid lê nie in my eie krag nie, ek gaan droog maak, maar ons afhanklikheid bly by die Heilige Gees, en dat hy ons sal heilig maak, en dat God ons, as hy jou gekies het, dan is dit hy wat die goeie werk deurvoer. Dit is nie op ons eie krag, ons het geen rede om te roem, maar ons het ook die wonderlike belofte van sekerheid. En geliefdes, dit moet vir ons altyd nog 'n stryd wees om met al ons kragte teen die sonde te stry. Maar 'n mens kan baie keer moedeloos raak, wanneer mens dit doen, en dan word ons herinner dat ons op God moet staat maak daarvoor. Geliefdes, dit moet ons ook nou nie motiveer om sonde te doen nie, want in hierdie gedeeltes kan ons sien, die sonde het nog steeds sy effek. En by die volk was dit nou hierdie mense wat die 3000 man wat doodgemaak is, maar tog in die Nuwe Testament sê Petrus ook, luister, hou op sonde doen, dit vernietig net 'n menselewe. So die sonde het nog sy invloed, en daarom stry ons met dit met al ons kragte. En geliefdes, dan 'n tweede les, ding wat ons al hier uit gekry het, is dat ons leer in die gedeelte hoe om te bid. En Moses maak aanspraak op dit wat hy van God weet. Hy weet God is 'n genadige en barmhartige God. Onthou, God wou hom ook op 'n stadium uitgewis het. En dan die verhaal waar sy vrou dan sy kinders besny en toe die bloed hom raak, net toe los God hom. So hy het al God se genade en barmhartigheid geleer ken. So hy maak op eienskappe van God spraak. En 'n gedeelte wat ons nou nie gelees het nie, is hy sê, maar onthou die belofte aan Abraham, Isak en Jakob in Israel. Het aan hulle beloof om 'n groot nasie te maak. So hy onthou die beloftes van God en hy maak aanspraak daarop. Nie op sy eie logika ding nie, maar op dinge wat God van homself al reeds gesê het. En vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges is dit ook belangrik om te weet, as ons bid vir dinge en ons vra vir die Here, dan moet ons ook gaan dink aan dit wat die Here wil hê. Ek gee die voorbeeld van Matteus 6 vers 25.
waar die Here ons leer om te bid, en hy sê, soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, dan sal God vir ons alles gee wat ons vra. Nog 'n gedeelte 1 Johannes 5 vers 14, waar daar staan, alles wat ons bid volgens die wil van God, sal God gee. Maar as ons God nie ken nie, gaan ons nie weet wat sy wil nie. As ons sy koninkryk ken nie, as ons sy geregtigheid nie ken nie. En daarom moet ons hom ken, ons moet weet wat hy mee besig is in die wêreld, en ons moet daar volgens bid. Nou geliefdes, daarom is dit die belangrikheid, nee, om die skrif te leer ken. En as ons die skrif leer ken nie, geliefdes, ons is mense en jy sal altyd jou eie beeld van die Here maak. En dit is die goue kalf, het dit vir ons gewys. Nee, hulle het op hulle eie handewerk staat gemaak, en hulle het gedink, jy weet, hulle ken God, en daarom het hulle gesê, maar ons beeld hom af, hierso in 'n kalf. Jy weet, geliefdes, vandag gebeur dit baie keer, nee, dat mens kan die Here se werk in jou lewe sien. Mens sien sy handewerk en jy kom agter hoe hy betrokke is in jou lewe. En dan sit baie keer, jy weet, dit voel baie spesiaal. Maar dan is die fout wat mense baie keer maak, is om dan te sê, maar ek gaan net na my lewe kyk en kyk hoe die Here in my lewe werk en dit gebruik om 'n beeld van God te vorm. En dit is so gevaarlik, geliefdes. Want die volk het dit ook gedoen. En as gestraf op die ouende daarvoor. So geliefdes, om die ware beeld van God te kry, kan jy nie anders as om diep in die woord te gaan delf nie. Nee, en te gaan soek na die beeld van God wat ons moet vorm deur die Bybel te lees. En daarom is dit belangrik, nee, in ons gebed om ook die Here te ken. Maar nou sien ons ook veral dat ons nie net vir onsself moet bid nie. Nee, as ons die koninkryk van God soek, dan, jy weet, ons gebede kan so oor onsself, maar dit moet gaan oor die koninkryk. Ek moet myself binne die koninkryk sien en daarvolgens bid. En soos ons nou met Moses gesien het, nee, hy gaan tree in verander. Hy bid nie net vir sy eie beskerming, hy kon maklik, want die Here het vir hom gesê, ek maak jou 'n groot nasie. Dan kon hy gesê, dankie Here, kom, maak my 'n groot nasie. Dit was ook, jy weet, 'n ding wat die Here vir hom voorgehou het. So, maar daardeur het die Here ook gewys, nee, die Here het geweet wat sy besluit gaan wees, sy soewereiniteit, dat die Here ook gewys het, maar hy maak nie die selfsugtige besluit nie, hy gaan dink vir die volk, en hy gaan tree in vir die volk. En daarom, ons tweede punt, om in te tree, verander. Nou, dit was baie interessant, die gedeelte, nee, dat Moses het die opsie gehad, om te sê, maar, al hierdie probleme wat die volk om nou gegee het, hulle rebellie, en goed, ons eindig dit daar, en ons gaan net self voort met my eie nageslag. Maar tog, bid hy uit die liefde vir die volk, en hy gaan tree in vir die volk. Nou geliefdes, die Nuwe Testament gee ons ook hierdie opdrag. 1 Timoteus 2 vers 1 tot 2, ek lees ons wat daar staan. Ek dring daarop aan, dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word. Vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. Geliefdes, jy kan nou alles, nee, wat daar gesê het, vir alle mense, ons sien Moses tree aan vir ander mense, ons sien dat dit moet gaan oor, jy weet, dit waarvoor ons vra, sodat ons kan toewy aan die Here. So, ons kan sien, nee, dat dit 'n herhaling is, wat ook in die Nuwe Testament voorkom. Nou geliefdes, ek wil net die laaste gedeelte mee afsluit, deur dit prakties te gaan toepas, nee, want ons kan baie keer sê, ja, ons bid vir die koninkryk, en ons moet dit, maar om dit prakties te gaan doen is bietjie moeiliker. So ek gaan net so 2 voorbeelde noem. Nou die eerste een wat tans gebeur, nee, die back and closure, wat in die land gebeur, of die ramp wat versprei, nee, kan ons baie keer gaan bid, nee, vir die regering selfs, en vra maar dat hulle die regte besluite sal maak, en, maar baie keer kan ons dan nou bid daarvoor, nee, dat dit net sal goed gaan met my boerdery. En dan hoop ek dat hulle die regte besluite maak, maar dan moet daai goedheid hier by my uitkom, maar ek gee reg om oor die res nie. Solank dit net gaan oor my. En dan kan ek dit al kry, en ek kan dankie sê vir die Here, maar dit kan net daar stop. Maar dit vir my verder ook gaan. Dit moet nie net vir my gaan daarvoor, oor dat, jy weet, ek moet nou die goed kry, sodat, jy weet, ek kan ryk word, maar ook dat dit met die ander mense rondom my sal goed gaan. Want die gevolg is nie, as dit nie net gaan oor my nie, maar oor almal om my, dan begin ek ook optree op so 'n manier,
dat ek nie net vra vir God nie, maar dat ek ook gaan leef soos wat die Here wil. Nee, en wanneer ek sien hoe die Here my help, of selfs dalk nou nie, dat dit sal uitloop op die manier hoe ek dalk my bure hanteer, die manier hoe ek dalk my werksmense hanteer, of dat ek jy weet, help waar ek kan. Want dit gaan nie meer net oor jou en dat dit met jou sal goed gaan nie, maar dit gaan oor die koninkryk. Nee, en so moet dit wees ook in ons gebede, dat dit nie net sal gaan. En selfs al bid ons vir ons land, nee, baie keer wil ons net bid sodat dit my goed kan, maar dan is ek hier op my eie missie, nie meer met God se koninkryk in hierdie land nie. Geliefdes, as ons verder dalk 'n tweede voorbeeld, nee, as ek dalk bid vir my kinders, nee, en my huisgesin, is gewoonlik dit wat die naaste lê in ons hart, maar is ook belangrik, nee, om vir ons gemeenskap en ons kerk en alles te bid. Maar baie keer kan ek bid, nee, vir die Here vra, maar jy weet, help hom dalk in skool. Jy weet, dit moet vir ons eintlik die belangrikste ding wees waarvoor ons moet bid, is dat dit met hom geestelik sal goed gaan, nee, dat hy sal groei in die Here, en die Here sal leer ken, en 'n gehoorsame lewe kan lei, en my help om dit te doen. Dit moet ons prioriteit wees. Maar dan baie keer dan vir die basiese dinge, om te bid dat dit goed gaan met die skool, is ook maar 'n manier hoe ons bid vir ons daaglikse brood. Dan is dit belangrik, nee, dat ons ook nie net dat dit met goed kan gaan met hom nie, maar dat dit met hom sal goed gaan, sodat hy ander mense na die Here toe kan lei, nee, die manier hoe hy optree, en jy weet dalk sy goed gaan kan gebruik om ander te help. En onthou, dis nie altyd die Here se wil dat dit goed gaan nie, want ons kan die Here ook verheerlik deur ons uitdagings wat ons deurgaan. Nee, dit is ook 'n getuienis. So dis nie altyd God se wil nie, maar wanneer ons dan daarvoor bid, en dan selfs sal bid ons dat die Here ons kan sien uit 'n uitdaging, maar dat die Here hom daardeur sal dra en sal gebruik tot sy eer. So geliefdes, jy weet dat dit nie net gaan oor dat dit met my kind goed gaan nie, maar dat God dit sal gebruik vir sy koninkryk, en daarop aanspraak te maak, en om te sê, maar jy weet, as dit met hom goed gaan, dat hy 'n toegewyde lewe aan die Here sal leef. En so geliefdes, dit is altyd maklik, nee, om vir ons familie en ons gesinne in te tree. Maar 'n ding wat hierdie gedeelte ons ook baie aan herinner, is dat ons nie net vir hulle moet intree nie. Nee, daar het gestaan vir alle mense en vir regerings. En selfs vandag, nee, is dit baie keer moeilik, want ons sien wat die regering doen, maar dan moet ons ook bid, nee, vir die regerings, en weet alhoewel, ek ook, nee, ons moet ook bid vir 'n regering wat toegewyd is aan die Here, jy weet, maar dit op so 'n manier sal wees dat die nuwe regering nie net weer eie belange sal voorhou nie, maar dat die belange van die land sal voorhou. So geliefdes, nou wil ek ook ons net herinner, en ek elke keer het ons nou gesien, nee, ons het 'n middelaar wat tussen God en die volk moes ingetree het, Moses, en dit moet ons herinner, nee, dat ons 'n middelaar nodig het. En selfs Moses was nie genoeg nie, en daarom, nee, Christus, wat ons middelaar is dat die woord ons ook herinner aan die Gees, nee, baie keer bid ons, en ons weet nie waarvoor om te bid nie, maar die Gees tree vir ons in. Nee, so, ons het nog steeds daai versekering dat die Gees vir ons intree, en God weet ons genadig en barmhartig is, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van wat Christus gedoen het. En dit, alles wat ons vra, nie, jy weet selfs, wanneer ons God in gedagte hou, om te weet, nee, sonder die werk van Christus is niks van hierdie moontlik nie. Maar geliefdes, ons maak ons gehoorsaamheid aan Christus, kom juist deur, wanneer ons nie net vir onsself bid nie, maar ook vir ander mense. Mag jy dit raak sien en dit doen. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, weer wanneer ons hoor van u volk, Heer, dan besef ons ook maar, partykeer voel ons, Heer, dat ons nie so is nie, maar Heer, as ons mooi gaan dink, dan besef ons het ook maar baie afgode, en ons het baie plekke waar ons ongehoorsaam is, Heer, en dat ons nie verdien om enigstens aan die lewe te bly nie, maar dat ons ook maar verdien om vernietig te word. Heer, en daarom is ons net soveel dankbaarder vir u genade en u barmhartigheid. En ons wil u loof en prys daarvoor, en ons wil u dank daarvoor. En ons vra dat u ons ook verder sal genadig wees,
Heer, die sondes wat ons nog baie keer onwetend doen, Heer, vergewe ons, die wat ons dalk wetend doen, Heer, verander ons hart daaroor, help ons om tot bekering te kom. Weer, en ons moet erken, baie keer van al die swaar kry en die pyn wat ons het, is maar baie keer ook ons eie hardkoppigheid, en ons eie sonde wat 'n invloed het op ons lewens. Heer, daarvoor is ons van U afhanklik. Heer, help ons om ons afgode nie net te sien nie, maar om daarvan te breek. Heer, ons hardkoppigheid, ons moedswilligheid. Heer, help ons om in gehoorsaamheid aan U te leef. So bid ons vir ons land en ons kerk, Heer, dat ons so sal leef. En so ook in ons huisgesin, en dit is waar het begin. Heer, help ons om het raak te sien en so 'n heilige lewe te lei. Weer, ons dankie vir alles. Heer, dat U ons Vader is, wat ons lei. Heer, en help ons om raak te sien hoe U ons beskerm, en Heer, dat U eintlike belofte om ons by die hemel te bring, Heer, dat ons sekerheid daarvan sal hê, dat ons sal sien hoe U ons heilig maak, en weet daarom dat U met ons op pad is. Heer, ons bid dit nie dat ons enigstens verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, ons sluit af met die Daniël lied. Die donker uur wys die skrif aan die muur en die tekens van die dag roep dit uit. Wie sal staan, wie sal skreeu in die onheil van die uur? Wie sal kniel met die hart van 'n leeuw? Net vir U sal ek val, net vir U sal ek staan. Vir U woord, vir U lig, voor U aangesig. Ek sal veg, ek sal staan, al sou alles vergaan. Maar voor U, net voor U, my God, sal ek val. Die woorde teen die muur, sê ek staan voor die vuur. Sal ek staan, sal ek val, sal ek dankbaar deur die dag. Steeds met een na besin, in my hart vir U bring. Nog in reinheid blyk vir verandering. Net voor U sal ek val, net vir U sal ek staan. Vir U woord, vir U lig, voor U aangesig. Ek sal veg, ek sal staan, al sou alles vergaan. Maar voor U, net voor U, my God. Net voor U sal ek val, net vir U sal ek staan. Vir U woord, vir U lig, voor U aangesig. Ek sal veg, ek sal staan, al sou alles vergaan. Maar voor U, net voor
Geliefdes, gaan die week in met die seën van die Here vanuit Numeri 6 vers 24. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.